Hier het ek nou nog 'n vraag wat ek uit 'n vraestel gehaal het, wat ons kan na kyk vir exo- en endotermiese grafieke, reaksies. In die eerste een het ons die reaksie gehad sonder die entalpie. Nou in hierdie vraag gee hulle vir ons die gebalanseerde chemiese vergelyking, maar hulle gee ook vir ons dat delta H is 216. Negatief, daai negatief sê vir my dit is 'n eksotermiese reaksie. Soos as ons dan gaan kyk na ons grafiek, dan sien ons reaktanse is by 400 kJ per mol. Die geaktiveerde kompleks is by 2670 en dan is ons produkte is af hier tot by X. Produkte se energie is laer as die reaktanse sin, soos die produkte, dis definitief 'n eksotermiese reaksie, energie word vrygestel. Ons ontleed tog net ons grafiek, PQ is dan ons aktiveringsenergie mos, en dan RP gaan ons delta H wees. Soos dit is die inligting wat ons hieruit kan kry. Hierdie is ons aktiveringsenergie en hierdie is ons delta H. Dis alles wat ons kan hieruit kry en dan weet ons daai stukkie van ons grafiek is daai 216,7. Van X na 400 toe gaan 216,7 wees. Nou het ons nog nie na die vraag gekyk nie. Ons het nog net die grafiek wat vir ons gegee is, het ons geontleed. Nou die eerste vraag is aktiveringsenergie. Is 'n teorievraag, dis die minimum hoeveelheid energie wat nodig is vir die reaksie om te kan plaasvind. Vir ammoniak en suurstof om in hierdie reaksie te laat plaasvind. Dan vra hulle vir ons volgende: wat word deur die volgende gedeeltes op die grafiek verteenwoordig? RP is delta H. Ons het dit gesien toe ons grafiek, ons data geanalyseer het. Soos ons entalpie is RP, delta H, en dit is daai numeriese waarde ook. Maar hulle vra nie spesifiek daarvoor nie, soos jy kan maar net sê delta H, entalpie of reaksie warmte. Dan vra hulle vir ons QP, dit is ons aktiveringsenergie, dis die hoeveelheid energie wat ons vir die reaktanse moes bygegee het, sodat hulle in die geaktiveerde kompleks kan wees, sodat die reaksie kan plaasvind. Nou vra hulle vir ons bepaal deur berekeninge die waarde van X. Met ander woorde, ons moet nou weet wat is daai waarde daar. Nou jy kan dit of doen deur die vergelyking van delta H is gelyk aan die som van die energie van die produkte minus die som van die energie van die reagense. Die produkte, sien julle daar op die grafiek daar, die produkte is X. Delta H het ons, dis daai een, dis eksotermies. So ons het minus 216,7 is gelyk aan produkte is X, die som van die produkte is X, minus die reagense wat is dan 400. Soos dan is X gelyk aan 400 minus 216,7 en dit is dan gelyk aan hy gaan 'n 0,3
183,3 kilojoule per mol wees. Soos, dit is dan daai waarde van X. En om te gaan toets is dit reg so, as jy van 183,3 tot by 400 gaan, moet jy 216,7 bytel. Want jou delta H is die verskil tussen daai twee waardes. Ok, en dan vra hulle vir jou, wat sal die effek wees vir die byvoeging van 'n geskikte katalisator op die reaksiemengsel op die aktiveringsenergie van die reaksie. Skryf slegs verhoog, verlaag, geen effek. Die aktiveringsenergie gaan altyd deur 'n katalisator verlaag word. Soos die aktiveringsenergie van daai grafiek gaan verlaag word. Hy gaan met ander woorde, as ons 'n katalisator byvoeg, gaan hy so loop. Aktiveringsenergie is dan laer, as mens dan so, daar het ons 'n laer aflesing vir die aktiveringsenergie van die spesifieke reaksiemengsel, of dan nou ammoniak en suurstof. Die res van die vrae is oor gaswette, wat ons op 'n volgende stadium gaan doen. Soos, ken jou grafiek, ken jou energieprofiele, weet hoe jy dit moet aflees, en kyk wat gee hulle vir jou, en dan is die vraag eintlik baie maklik. Hier is baie teorie in hierdie werk, wat jy moet ken, wat jy maklik gratis punte by kan kry. Ek gaan net gou hierso, hier is die ander vraag dan nou ook weer, kyk, die een, ons het by al twee dieselfde omtrent grafiek gekry, maar die vraag het verskil deur, die een vraag het nie die entalpie gehad nie, en die ander vraag het die entalpie bygehad. Soos, dit is, en aan die einde van die dag vra hulle vir jou altyd delta H se waarde, aktiveringsenergie se waarde, en dan een wat jy moet uitwerk, jy moet altyd 1, 2, 3 aflesings op jou y-as hê. So 2 gaan jy hê, 1 moet jy gaan bereken, en dan natuurlik die katalisator se uitwerking. In hierdie geval 'n katalisator gaan hom ook mos net so laer die aktiveringsenergie net verlaag.